Our soldiers will act in support of the South African Police Service in troubled areas, particularly here in the Western Cape to deal with gang violence and also in Gauteng. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. U het nou so vinnige uittreksel gesien van president Cyril Ramaphosa, waar hy dan nou ook verklaar en sê dat daar weermag ontplooiing gaan plaasvind in Wes-Kaap, as ook dan nou in Gauteng. Klaar blykblik dan nou ook as gevolg van die bendegeweld daar in die Kaap en algemene misdaad en alles daarmee saam in Gauteng en ook dan nou in die Wes-Kaap, hoe dit ook al sy, jy weet is my verbasend, ek sien ook waar hy 'n toespraak gelewer het en hierdie bekend gemaak het, tydens 'n rede van hom, het die mense vreeslik opgewonde hande geklap. En is my altyd tog interessant, en ek sê dit nie beledigend nie, maar hoe dat die mense, hoe kortsigtig mense kan wees. Voor ek verder gaan hiermee, gaan ek vinnig vir u 'n klip speel, 'n uittreksel van Gavin Newsom, die gouverneur van Kalifornië, wat hy ook dan te sê het in en ten opsigte van hierdie militarisering van die stede van Amerika, van die strate van Amerika. Kom ek speel gou vir u daardie uittreksel en dan praat ons verder. But I want to remember all those images of masked men, the secret police, something familiar in Germany. Those first images came out of my state, the second largest city in the United States of America. We saw 4,000 National Guard federalized. First time, we'd never seen anything like this. And 700 active duty Marines sent not overseas, but to the second largest city in the United States of America, militarizing the streets of my city. Masked men showing up, unaccountable, no IDs. Goed, u het nou gesien hoe hy daar in die sekuriteitsberaad van Munich, hoe hy daar konferensie, hoe hy dan nou daar ook vir die Duitser langs hom op die skouer tik, en vir hom sê, ja, hier by julle is dit ook nou 'n algemene gesig, hierdie militarisering, hierdie aggressie van polisie en militêre magte in die stede. Ons het dit nou hierdie afgelope week ook in Australië gesien, tydens die protesoptogte wat daar was, hoe hardhandig en hoe geskok die publiek is oor die hardhandige, gemilitariseerde, wil ek amper sê, optrede van dan ook die veiligheidsmagte in Australië. So, dis 'n tendens wat ons nou wêreldwyd begin sien. In Australië, in Afrika natuurlik, in Amerika sien ons dit. Ons het nou gehoor waar Gavin Newsom dit nou baie duidelik ook vir ons uitgespel het. In Europa, in Frankryk, in Duitsland. Ons het gesien hierdie hardhandige optrede ook nie lank gelede in Holland tydens die boere se protesoptogte daar nie. So, hier's 'n tendens wêreldwyd. Nou ja, dis die tweede perd van Openbaring. Die tweede perd sê, die engel kom en hy neem die vrede, ek sê dit nou in my woorde, hy neem die vrede van die aarde af weg. Nou, kykers en luisteraars, wanneer gemaskerde ICE agents, soos hulle noem in Amerika, op straat begin verskyn, sonder ID, sonder om geïdentifiseer te kan word, volle maskers, wat hulle dan op het, en alles daarmee saam, die militêre drag wat hulle aan het, die wapens wat hulle dra, in sommige gevalle skerpend ammunisiewapens, of meeste van die gevalle, dan moet jy weet, vrede is besig om daardie tafereel, daardie scenario te verlaat. En wat interessant hier is, wat anders is, as al die tekens van die verlede, in en oor die aardbol was, jy het hierdie tipe tendense al baie gesien, maar geïsoleer. In enkele lande, in 'n paar lande, hier begin ons dit nou wêreldwyd sien. Letterlik reg oor die hele wêreld begin ons hierdie militarisering van ons strate sien. Dan nou ook in Suid-Afrika. En dan sê ek, dis waarom ek baie keer verbaas is aan die kortsigtigheid. En natuurlik is dit oningeligte mense. Mense wat hulle nie inlig nie, mense wat die kennis verwerp, dis sekerlik hoekom die Vader in die Bybel sê, omdat jy die kennis verwerp, sal ek jou verwerp. Want wanneer jy hierdie tipe kennis verwerp, dan wil ek amper sê, is dit 'n outomatiese, 'n spontane situasie wat jou gaan bring
met die spreekwoordelike broek op die knieë vang. Jy gaan in 'n dilemma beland. En is nie noodwendig jy daar gaan uitkom nie. Want jy het hierdie kennis, hierdie tekens, Jesus noem dit baie duideliker. Hy sê vir ons sal aan die tekens weet dat dit naby is. En hierdie tekens, luisteraars, sê ek weer vir u en kykers, hierdie tekens is nie net in Suid-Afrika nie. Hierdie tekens is nou oor die hele wêreld. Dis groot. Dit is Bybels profesie waardig, as ek dit so kan sê. En dit is wat ons nou begin sien, is die militarisering van die wêreld. En dit sê vir my, en ek dink is logies, u kan gesels hieroor in die kommentare, is altyd goed om te sien hoe mense opinies uitruil, maar ek dink as ons vir logika weer bel vanoggend, en ons sê vir logika, waarom is hierdie wêreld besig om gemilitariseer te beweeg? Die burgerlike strate, stede, raak nou gemilitariseer. Suid-Afrika ook. Dis die wegspringpunt, is die Wes-Kaap en natuurlik dan nou Gauteng. Waarheen gaan dit ontwikkel? Dit is die eerste treukie. Dis die eerste deur wat oopgemaak word. Waarheen gaan dit ontwikkel? En ons sien dit nou oor die hele wêreld. Dit sê vir my dat hier is planne wat die nuwe wêreldorde, hierdie wêreld, hierdie globaliste wat Jesus ook vir ons het, hierdie regerings wat ons het, wat Jesus ook vir ons gesê het, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, dis die regeerders, die leiers, dit het Jesus gesê, ons stryd is teen hulle. Hulle ontplooi nou hierdie magte op almal en alles en oral se strate. Hoekom? Moet u nie blind staar teen die bende geweld van die Kaap nie. Dis 'n foefie. Dis 0,01% van die werklike rede of redes. Kom ek noem enkele voorbeelde. As ander redes. Hulle gaan die digitale stelsel inbring wêreldwyd. En enige iemand wat daarteen protesteer, dan's hierdie magte reeds ontplooi. Reeds moet hulle mombakkies, wil ek amper sê, gesigte verbloem, idees bestaan nie. En ons sien reeds die hardhandige optrede. Ons het gesien hoe 2 mense geskiet word op straat in Amerika. En ons sien geen terugtreë. Ons is jammer. Ons sal regtig ondersoek of wat ook al daarmee saam as sulks nie. In 'n geopolitiese uitkyk op hierdie sake. Ek gee nou scenario's, voorbeelde. Digitaal word ingebring, daar's protes teen dit in die wêreld elders. En dan is hierdie magte reeds ontplooi, dit word maar net aangevul. Die logistiek is reeds in plek, die magte is reeds op straat, hulle doen reeds, hulle klaar hierdie, noem dit maar, gewelddadige optrede, hierdie aggressiewe optrede, het hulle klaar ingelei en is besig om dit nou in te lei. Nog 'n voorbeeld wat ons aan kan dink, daar kom weer 'n pandemie of plandemie, noem dit wat jy wil. Daar kom weer so iets, daar kom weer 'n Grendelstaat argumentsonthaalwe as gevolg van watter rede ook al. Of dit nou back and closure is in Suid-Afrika, of dit 'n volgende pandemie is wat hulle loods, want dis presies waaroor dit gaan. Ons het genoeg gesien en genoeg kennis ingewin oor die verlede se optrede om dit nou te kan sê. Maar dan gaan hulle gereed en reg wees om hardhandig op te tree. So dit is wat ek dink ons nou hier begin sien. Ons sien wêreldwyd, ons het nou vinnig daardie uitknipsel gesien van Gavin Newsom van die staat van Carolina in Amerika, die gouverneur van Carolina in Amerika, waar hy duidelik praat van hierdie militarisering van ons strate. En daar's mos nou 'n groter plan agter dit. Dis tog definitief, sê ek weer vir u, dit gaan nie oor bende geweld. Dit gaan nie in Amerika oor die immigrante nie. Laat ek dit maar vir u vanoggend sê. Dis 'n goeie rede. Maar gaan kyk na die syfers. Mense, ons praat van enkele honderde immigrante wat hulle suksesvol op hierdie aggressiewe wyse van die strate af gearresteer kry, gevang kry en gedeporteer kry. Dis weglaatbare getalle. En dis daaraan wat jy sien. Hier's iets agter, hier's iets groters agter die ontplooiing van hierdie magte. Hierdie militarisering van die stede Amerika. Hier's iets groters, want dit kan nie gaan oor hierdie enkele honderde wat gedeporteer,
gevang, gearresteer, gedeporteer word uit Amerika. Dit kan nie oor dit gaan nie. Nie in terme en in ten opsigte van die miljoene, hulle praat van 20 miljoen onwettige immigrante en meer in Amerika. En jy's besig om honderde te deporteer, maar jy's besig om hierdie ontplooiing orals te begin orkestreer, te begin implementeer, en hier kom Suid-Afrika ook, en hy, vir my, staan 'n ou terug. Kom ons vat ons hommeltuig en ons gaan 'n bietjie hoër op, en ons sien hoe ons nou deel raak van 'n wêreldwye ontplooiing, militarisering van die burgerlike, noem dit maar areas, gebiede, stede. Ek sê vir u vandag, daar gaan een of ander scenario, digitale iets wat hulle op ons gaan afforceer, wat gaan maak dat daar weerstand gaan wees, protes gaan wees, 'n teesinnigheid gaan wees om dit te doen. Of dit nou 'n jab is, of dit nou 'n digitaal is, of dit heeltemal iets anders is. Miskien oproep van magte, miskien eskalasie van die derde wêreldoorlog nog verder, en nou wil hulle magte oproep, en die mense sê nee, ons gaan ons nie laat oproep nie in Amerika, die jong seun sê nee, ek gaan nêrens heen nie, dan's daardie magte, daardie Gestapo magte, wil ek dit amper noem, is dan klaar ontplooi, klaar in plek, om dan nou daardie ouens, wat soos ons in die ou weermagterme gesê het, AWOL, wat muit, wat nie wil opgeroep word nie, wat weier om opgeroep te word dan hardhandig, op straat, ten aanskoue van almal, hanteer, en die res skrik, en sê, by wyse van voorbeeld, ek sal maar die digitaal vat, by wyse van voorbeeld, ek sal maar die jab volgende inenting, argumentsonthaalwe, vat, by wyse van voorbeeld, ek sal maar gaan waar die weermag en die staat my heen opgeroep het. Ek sal maar volgende week 7 uur by die polistasie wees en aanmeld, want kyk, wat maak hierdie gemilitariseerde magte oor die hele wêreld. En gewis kan ons sien, kykers en luisteraars, dat die vrede, die tweede perd van Openbaring, die engel wat die vrede van die aarde af wegneem. Dis nie moeilik om dit te sien nie. Ons sien hoe militêre magte nou ontplooi word. Daar's baie ander redes wat ek ook kan noem, wat ek sal wil bynoem, ondergeskik aan hierdie wêreldmagte se beplanning, ook dan nou die stryd om Suid-Afrika en in terme van die regering, die ANC, MK, EFF, daardie Oosblok magte, noem dit maar so, en die Wesblok magte, en dan die ontplooiing dan nou ook van Suid-Afrika se magte, nie net in Gauteng nie, maar ook in die Wes-Kaap. Nou die van die wat my vorige video's gesien het, sal sien hoe dit begin aansluit. Hier's nou 'n ontplooiing in die Wes-Kaap van weermag. Maar ek wil nie nou te veel afdwaal nie, ek wil net ons attent maak, laat u besef, dat Jesus het gesê, hulle gaan ons vervolg, sommige van ons gaan in tronke beland, het Jesus gesê, sommige gaan doodgemaak word. Daardie gemilitariseerde magte, het klaar al onskuldiges in Amerika doodgemaak. Dis nou nog nie geloofsvervolging nie, né? Maar dis mos nou die stepping stone, die trappie na daardie optrede vorentoe, dat wanneer die gelowige vir welke rede in hierdie wêreld sê, nee, ek wil nie dit nie, nee, ek gaan nie dat nie, dan gaan jy daardie hardhandige optrede teen die gelowiges, wat Jesus vir ons voorspel het. Sommige van julle sal in die gevangenisse beland, tronke, en sommige sal doodgemaak word. En ek sê vir u, hierdie is die oprigting en die begin daarvan. So waarom is dit belangrik om daarvan kennis te neem? Om vir u as gelowige dan in die situasie te plaas waar u sê, ja, ek weet en sien dit vir wat dit is, ek sien hierdie teken, ek sien waarheen dit gaan, ek het die kennis uit die woord, ek het die kennis van wat in die wêreld nou gebeur, en saam gaan ek myself as volg posisioneer. Gaan ek my psigies voorberei. Gaan ek gereed wees om onder watter druk, vir die wat die liggaam wil doodmaak, kan sê, jy kan die liggaam doodmaak, maar nie die siel nie. Ek vrees net een, en dis die een wat die siel kan doodmaak, en dis ons Skepper in die hemel, die ek is wat ek is. Deur sy seun wat in sy regterhand sit,
en sy gees wat hy vir ons hier agtergelaat het, om ons te lei deur hierdie turbulente, verskriklike, gewelddadige tye wat kom, vervolging wat kom, maar ons vrees net een, en dis die Skepper. En as jy jou al psigies voorberei het, hier kom hierdie militêre optrede nou teen my, omdat ek as gelowige dit nie wil doen nie, dat nie wil doen nie, dit nie gaan doen nie, dan het jy jou psigies klaar ten minste voorberei. En dan miskien fisies ook om te sê, ek gaan voorraad hê, ek gaan vir myself voorberei, dat ek dit in hierdie opsig of in daardie opsig dan nou kan hanteer. Fisies ook. Jy moet 'n mooi week hê tot ons weer praat. Totsiens.